Hallo en baie welkom. Vandag neem ons jou na 'n baie spesifieke hoekie van Takio, 'n plek met lae en lae geskiedenis. Ons kyk na die area wat eens bekend gestaan het as Takara dorp of Takaramachi. Dis nou deel van Toshima-wijk, jy weet, met plekke soos Zoshigaya, Takara self en dan ook dele van Ikebukuro en Mejiro. Ons bronne vandag, wel, dis 'n lekker mengsel. Ons het ou plaaslike geskiedenis verslae, weet, amper uit die gemeenskap self, dan ook meer formele administratiewe rekords uit die vroeë 20ste eeu, waar daai groei en die pyne daarvan wys. En selfs moderne artikels vir reisigers. So ons doel is om die beste stories, die verrassings en ja, die verborge juwele vir jou uit te grawe. Klink goed? Kom ons spring weg. Ja, absoluut. Dis 'n fascinerende area, juis oor daai transformasie. Dink daaraan, dit gaan van wel amper verspreide antieke dorpies oor ou distriksgrense, dan kry jy die Edo-tydperk se invloed en dan die groot groei Meiji, Taisho, vroeë Showa, laat 19de vroeë 20ste eeu waar dit 'n regte voorstad word en uiteindelik word dit deel van moderne Tokio. Al daai la, hulle lê letterlik bo op mekaar. Jy moet net weet waar om te kyk. OK, so kom ons skil daai la bietjie af. Waar begin ons? Met Takada. Die heel begin. Wel, die oorspronklike Takada dorpie Takada Mura, so die landelike dorpie, was baie groter as die Takada wat ons vandag ken. Dit het oor die ou Toyotama en Toshima distrikte geloop. Die bronne sê dit het iewers laat Kamakura of vroeg Muromachi, dink so 13de, 14de eeu, in twee gesplit. Bo Takada, wat nou in Nakano is, en dan onder Takada. Dis waarop ons fokus. Onder Takada. En dit het seker ook nie net een stuk gebly nie. Nee, die verdeling gaan aan. Onder Takada het self weer kleiner geraak. So hieruit kry ons die Takada van vandag, meestal in Toshima, bietjie in Bankyo, maar ook die Totsuka area wat nou meestal in Shinjuku lê, net suid. En dis hier waar dit interessant raak, nogal verrassend. Van die bekendste plekke met Takada in die naam, lê eintlik in die ou Totsuka se grense. So daai Takada in die naam, dis 'n echo, 'n herinnering aan daai ouer, groter dorp. Dis nogal 'n lekker stukkie geskiedenis. Terselfdertyd het Zoshigaya, Tsatsigaya, nog 'n kerngebied se eie identiteit begin kry. Seker al in die Edo-tyd, miskien deurlinks met die shogunaat of tempelgronde. Die Edo-tydperk klink of daar baie stories is. Jy het Takada no Baba genoem. Ja, die naam sê dit mos. Takada se perddryfveld, en is presies dit. Shogun Tokugawa Ieyasu het dit in 1636 laat aanlê vir sy samurai, vir perddryfoefening. Kan jy jou dit voorstel? Al daai perde, samurai in volle mondering, besig om te oefen. Indrukwekkend. En was dit nie ook waar daai bekende tweegeveg was nie? Presies. Horibe Yasube, een van die helde van die Chushinrura, die 47 ronnen, né? Die storie sê hy was hier in 'n ongelooslike swart geveg betrokke. Dit gee die plek nog 'n laag van drama. En dit pas ook by die Anahachiman heiligdom, wat jy gesê het iets met Yabusame te doen gehad het. Ja, Yabusame, daai ongelooflike seremoniële boogskiet te perd. Anahachiman was die beskermheer daarvan, histories gesproke. So dis nie net militêre oefening nie, maar ook diep spirituele rituele. Maar die gewone mense, hulle het al eie plek gehad. Die Kishimojin tempel, Kishimojin-do in Zoshigaya. Kishimojin, wat spesiaal daar? Tradisioneel 'n beskermer vir geboorte en kinders, maar die groot ding is die energy. Dis spesiale markdae, gekoppel aan die tempel, en dit gebeur al sedert die Edo-tyd. En dis steeds 'n lewendige sosiale en ekonomiese ding. En dan was daar die Kanda Josui, een van Japan se oudste waterweë. Dit het hier deurgevloei, water na Edo gebring, 'n regte lewensaard. So die plek was al vol lewe toe Japan moderniseer na die Meiji-restaurasie van 1868. Wat gebeur toe? Groot veranderinge. In 1889 word Takada Mura weer formeel gestig, uit kleiner dele. En toe, 1885, maak Mejiro-stasie oop op die Yamanote-lyn. Dis 'n groot ding, toeganklikheid. Mense begin intrek. En teen 1920 is die groei so sterk dat Takada 'n machi word,
Nie meer net 'n Mura dorpie nie, Takada Moch. En ek neem aan daai groei het net aangehou, vinniger. Ja, dramaties. Veral na die Groot Kanto aardbewing in 1923. Baie mense uit die verwoeste stadssentrum trek hierheen, na die buitewyke. Ryslande en groentetuine word woonbuurte. Vinnig. En is hier waar daai 2 geskiedenisboeke wat jy genoem het, so interessant raak. Ja, die Takada Sonshi en die Takada Choshi. Vertel bietjie. Reg. Eers die Takara Sonshi van 1919, toe dit nog Amura was. Dis 'n geskiedenis van die dorpie, maar dis in eenvoudige taal geskryf. En, belangrik, dis deur die gemeenskap befonds. En dis propvol advertensies. Tekstielverwerwye, laboratoriums, byboere, melkerye. Jy kry 'n regte gevoel vir die dorpie se ekonomie. Dis amper soos 'n gemeenskapsprojek. Maar dan, net 14 jaar later, 1933, kry ons die Takara Choshi. Nous is dit 'n machi, en dis deur die dorp se onderwysvereniging saamgestel. Die toon, heel anders, baie meer formeel, amper autoritair, stywer taal, en dit fokus nou baie op die prestige van die skole wat hierheen gekom het. Gakushūin, die elite skool, Japan Women's University. So dis amper asof die dorp se elite homself probeer brand as 'n belangrike opvoedkundige distrik. Dit lyk nogal so, ja. Die kontras is skerp. Dit wys hoe die selfbeeld verander het in net 'n dekade, met al daai groei en die nuwe instellings. En tussenin was daar nog een, Takada Chosei Kaiyo, van 1930, 'n administratiewe oorsig, vol kleurvolle kaarte en grafieke, nogal modern vir daai tyd. Dit wys hoe die dorpsraad probeer byhou het. Watter tipe probleme het hulle gehad? Wel, die klassieke goed van vinnige groei, die boek wys die bevolkingsontploffing, die paaie wat meer raak, selfs belasting op fietsse, sanitasie was 'n gemors, die raad het eers in 1927 vullisverwydering oorgeneem. Rioolbeplanning was 'n kopseer, want alles is so vinnig en deurmekaar gebou, maar hulle het ook groot dinge aangepak, soos die Chitose-brug, Chindeso-kyo, 'n groot betonbrug, klaar in 1932. En al hierdie groei en kompleksiteit lei toe daartoe dat Takada no Baba in Oktober 1932 saamsmelt met 3 ander dorpe, Sugamo, Nishi-Sugomu, Nagasaki, en saam vorm hulle die nuwe Toshima-wijk, Torshimaku, deel van Dai Tokyo. Wat 'n storie. Okay, dis die geskiedenis, maar vir jou wat nou luister en dalk wil gaan kyk, hoe ervaar jy dit vandag? Kom ons vra oor daai verborgde skatte. Waar begin ons? Miskien by Takada no Baba met daai naam vol egos? Ja, goeie plek om te begin. Die stasienaam self is die leidraad na die perdryveld. Vir daai gevoel besoek die Suwa heiligdom, Swavajenja, daar naby. Mense sê dis gekoppel aan die ou gronde. En as jy honger is, wel, die hoenderramen by Menyasho, Honten, is baie gewild. Dis naby die stasie en kyk uit vir 'n muurskildery van 'n samurai boogskutter. Dit herinner aan Yabusame. En Anahachiman is ook daar naby. Ek het gehoor mens kan in die winter spesiale gelukbringers kry, Ichio Raifuku, glo baie goed vir besigheid. Dis reg, ja, baie gewild. Maar die ander groot ding by Takada no Baba stasie self, die moderne verrassing. Die musiek. Presies, die platformmusiek. Dis die temalied van Astro Boy, Tetsuwan Atom. Hoekom? Want Tezuka Osamu, die manga-legende, het hier naby gewoon en gewerk. Hy was in die Tokiwaso woonstelblok saam met ander groot name. Daar's ook 'n groot Astro Boy muurskildery buite die stasie. Popkultuur word deel van die plek se storie. Dis fantasties. En die atmosfeer in die algemeen daar. Wel, die systrate weg van Waseda Dori, dis vol ou izakayas, klein eetplekkies. Mens kan jou amper indink hoe mense eeue gelede daar gesit en skinder het. Miskien oor daai 2 geveg. Okay, so na die energie van Takada no Baba, as jy iets anders soek, miskien meer verfyn, bied Mejiro dit. Beslis. Masijoro het meer daai Taishu,
1912-1926 en vroeë Showa 1926-1990 gevoel. Elegansie, intellek. Stap langs Machijoru Dori, maar ook Shin Machijoru Dori en kyk mooi. Tussen die moderne geboue sien jy soms oorblyfsels van die Machijoru Bunkamura, die kultuurdorpie, westerse styl huise uit die Taisho-era. Soms net 'n muur, soms 'n hele huis. Is daar een groot hoogtepunt in Majiru? Sonder twyfel, die Jiu Gakuen Mionichikan, Huis van Môre, ontwerp as 'n skool deur Frank Lloyd Wright en sy student Arata Endo. Dis 'n nasionale belangrike kulturele eiendom. En die beste deel, dis nie net 'n museum nie. Jy kan ingaan, tee drink in die oorspronklike eetkamer. Dis 'n ongelooflike manier om daai Taisho Roman gevoel te kry en onthou die Chitose-brug, daar's 'n monumentjie naby. Van argitektuur na rustigheid, Zoshigaya klink ook belangrik met die begraafplaas en Kishimojin. Ja, die Zoshigaya begraafplaas, Zoshigaya Lian, is een van Tokyo se oudstes. Maar dit voel glad nie somber nie. Dis soos 'n groot park, reuse bome, paadjies, baie rustig. Bekendes lê hier begrawe. Lafcadio Hearn, Natsume Soseki vir 'n tyd. Reg langs dit is die Kishimojin tempel. En daai Enichi-mark, jy het gesê dit gebeur steeds. Absoluut. Elke maand op die 18de, 28ste en 28ste. As jy daar kan wees, doen dit. Stalletjies met kos, dango, takoyaki, handwerk, plante. Raserig, lewendig. 'n Regte blik op daai ou Shitamachi onderdorpkultuur. Lewende geskiedenis. Nou, vir die boekwurms Shinamachi, was die storie daar? Shinamachi is 'n ou naam vir 'n deel van ou Takada, maar dit het bekend geword deur die skrywer Banana Yoshimoto. Haar boek Tsugumi speel af in 'n fiktiewe kusdorpie met daai naam. Sy het gesê sy het die naam geleen uit haar herinneringe van die regte Shinamachi in Tokyo. So daar's nie een plek om te sien nie. Dis meer 'n gevoel. Hoe kry mens daai gevoel vandag? Dwaal maar net rond in die stil straatjies, klein bakkerye, tweedehandse winkels, kafees. Miskien die beste is om 'n ou kisaten te kry, 'n klassieke Japanse koffiehuis. Gaan sit daar, miskien met 'n koppie van Tsugumi en neem net die atmosfeer in. Dis 'n soeke na 'n gevoel, jy weet. En die ou waterweg, Kanda Shusui? Sien mens nog iets daarvan? Meestal ondergronds nou, maar jy kan 'n idee kry by Omoka Gaibashi, brug van vleiende beelde. Dis so 10-15 minute se stap van Takadanobaba rigting Waseda. Die Kanda rivier, Gandaga, hier volg deel van die ou roete. En die geheim, in die lente, die oewers hier is vol kersiebome, 'n tunnel van bloeisels, maar dis stil, nie soos die bekende plekke nie, 'n plaaslike juweel. Laastens, Waseda Universiteit. Dit lê tegnies net buite die ou grense, maar die invloed is seker groot. Ja, Waseda se invloed spoel oor na Takadanobaba en die omgewing. Die hele area het daai Gakusegai studentebuurt energie. Jy kan die kampus verken, historiese geboue, moderne argitektuur, die tweedehandse boekwinkels is 'n skatkis. En dis wonderlik vir goedkoop lekker kos. Klein restaurantjies, ramenplekke, dis 'n lewendige kontras. Dis fascinerend hoe alles saamkom. Samurai, skole, tradisie, popkultuur studente. Presies. As jy alles saamvat, wat is Takadane se storie? Vir my is dit 'n mikrokosmos van Tokyo self, die evolusie van dorp na voorstad na deel van 'n reuse stad. En die laas is nie weg nie. Samurai-tyd, Taisho-elegansie, die ritme by Kishimojin, selfs manga, dis alles nog daar, soms sigbaar, soms net onder die oppervlak. Ja, en dis wonderlik dat jy dit vandag nog kan ervaar, né? Dis nie net in boeke nie. Dis in 'n stasienaam, 'n gebou, 'n mark, selfs platformmusiek. Selfs daai kontras tussen die twee ou geskiedenisboeke, die Sonshi en die Choshi, wys hoe 'n gemeenskap se selfbeeld kan verander. Dis fascinerend. So, na hierdie verkenningstog, wat is die een gedagte wat by jou bly? Iets vir jou wat luister om oor te dink. Wel, dit laat my dink, hoe verander jou ervaring van 'n plek
Enige plek, as jy regtig bewus raak van daai geskiedenislaag, die stories agter die name en geboue. Volgende keer as jy deur 'n straat stap, hetsy in Tokio se Takadaria-area, om selfs in jou eie beurt, stop 'n oomblik. Watter verborgde stories, watter echoes wag dalk daar om ontdek te word, as jy net 'n bietjie dieper kyk en luister?